Daar sê goeiemôre mense, goeiemôre vriende, familie, geliefdes, almal wat hier is. En nou Miletjie, geniet jy ook die samesang. Vriende, ja, hoe geseënd is ons hier om weer in Vader se huis by mekaar te kan kom het. Maar ja, vir julle wat dit nie kan maak nie, dit is hoekom ons Vader so amazing is. Want kyk net wat het hy vir ons gedoen. 'n Platform vir ons gestig waar ons hierdie boodskap by mense reg oor die wêreld kan bring. Vriende, ons weet as ons nou in die Pinkstertyd. Laasweek het ons gepraat oor die hemelvaart. Ek weet dit is nou nog nie 10 dae verby nie. Maar ja, ek gaan iets besonders met julle deel. Sien geliefdes, vandag staan ons stil by een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van die kerk. Nie net van die kerk nie, maar elkeen van ons se lewens, dis 'n lewensverandering, 'n verhaal. Nie net 'n verhaal nie, maar ook die waarheid. Ja, sien vriende, baie mense ken vandag van God. Ons gaan almal gaan kerk toe. Ons lees ons Bybel. Maar daar's iets kort. Iets is soos die Engelsman sal sê, iets is missing in action. Daar is iets wat nog net nie by ons pos gevat het en by ons kom stil staan het nie. Daar's iets missing. Dit is droog. Dit is uitgeput omdat ons probeer om 'n Christelike lewe in hulle eie krag te kan leef. Maar sien vriende, God het egter nooit bedoel dat ons sonder die Heilige Gees moet leef. Ons benodig sy leiding, sy vuur, sy wysheid, sy krag. Elke dag, elke sekond van ons lewens. En weet vriende, ons weet almal dat ons leef in 'n tyd waar mense se emosies moeg, geestelik leeg en innerlik verward geraak het. Dit is so gejaag na iets, maar nog niemand het vir ons gesê wat is daai iets nie, maar jy jaag daarna. Daar's 'n leemte. Jy is nie vervul nie, want jy jaag na iets. Vriende, ek weet wat is daai iets. En ek gaan dit met die grootste liefde met julle deel. Ons skriflesing is vandag. Ek het 'n paar wat ek gaan aanhaal. Is in Handelinge. Handelinge 1 gaan ons hoofvers wees wat staan, maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is Jesus se eie woorde. Vriende, hoe merkwaardig is dit? Daardie woorde wat Jesus 2000 plus jaar gespreek het, wat hy aan sy disippels oorgedra het God dit goed gedink. Kyk net hoe amazing is ons Vader. Hy het dit goed gedink om dit ook in sy liefdesbrief aan ons neer te pen, sodat dit nog steeds vir elkeen van ons vandag die waarheid is en die betekenis is. En dit is asof Jesus dit ons elkeen kom sê. Maar weer eens, vriende, dit kos iets van ons. Dit kos iets van my, dit kos iets van jou. Nee, dit is nie geld nie. Geld kan die ding nie koop nie. Onthou hoe het Petrus vir daai lamman gesê, wat daar gesit en bedel het, silwer en goud het ek nie veel, maar in die naam van Here Jesus Christus, staan op en loop. Is dit nie beter as geld nie? Die man wat al sy hele lewe lang daar lam gelê het. Net so, vriende, kom Jesus vandag ook. En hy kom gee vir ons iets verniet. Dink so daaraan. Jy gaan nou, kom sê, jy stap hier ergens rond toe, jy is mismoedig en jy voel nie regtig lekker nie. En dan kom iemand na jou toe, en ek kan sien jy is 'n bietjie down. Hy staan by jou stil, hy sê vir jou, weet jy wat? Ek het vir jou iets. Jou hele lewe sal verander. Alles. Ek sê nie swaar kry gaan verbygaan. Ek sê nie moeilike tye gaan verbygaan. Maar jy sal vrede hê als wat jy doen. Jy sal vrede hê oral waar jy gaan. Wil jy dit? Ek weet nie van julle nie, maar ek sal asseblief. Ek sal dit sê. Want wie van ons wil nie so leef nie? En dan kom die Here Jesus self en hy sê vir ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle gaan nie miskien nie, julle sal dit ontvang. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria en tot die uiterste van die aarde. En hoe ver is ons van Jerusalem en Samaria en Judea af? Ek dink dit gaan ons 'n paar vlugte kos om daar uit te kom. Maar hier het ons dit. Hoe weet ek dit? Want dit staan in die Bybel. Dit staan in God se liefdesbrief. Dit laat my so glimlag, want weet julle vriende, Jesus kom vandag nog. En hy kom sê dit vir ons. Hy kom deel dit met ons. Hy kom gee dit vir ons. Wat kos dit ons? Kos net vir ons om te sê, ja, Here Jesus, asseblief. Kom ons vra hom sommer nou. O allerheiligste, almagtige koning van alle konings. Jesus, U het gekom. U het die prys betaal. U het ons kom loskoop. En ja, Here, U het gesê, U sal die Heilige Gees vir ons elkeen gee. Here, ons staan hier vanoggend met ons hande oop, ons harte oop, ons gedagtes oop, en ons vra, vul ons, Yeshua Messia, vul ons met U belofte, met U Heilige Gees, sodat ons vuurwarm vir U sal word. Vader, dankie vir Jesus, dankie vir U seun, dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees, dankie dat ons dit kan hoor, dankie dat ons kan bid en dankie dat ons dit kan ontvang. Here, versterk ons elkeen nou hier waar ons hier na hierdie boodskap van U luister. Vat my uit die pad uit en praat U met die gemeente. Here, dat ons elkeen vandag anders hier sal uitstap, as wat ons hier ingestap het. Ja, Here, dat ons almal so vervuld sal wees
met die Heilige Gees, dat ons sal jubel en juig, en ja, Vader, vrede bring, waar daar nie is nie, liefde gee, waar daar nie is nie, en dat ons regtig u opdrag, Here Jesus, sal gaan uitvoer, om te vertel, u vir ons elkeen gedoen. Ek vra dit in die grootste naam wat ek ken, is ons verlosser, Yeshua Mashiach, ons dankie daarvoor. Amen. Vriende, weet julle, hierdie het ook nie net gebeur nie. Onthou nou weer eens, daai ou disipeltjies, hulle moes gehoorsaam gewees het. Hulle moes geluister het. Ons almal weet, hulle het almal getwyfel oor Jesus wat gaan sterf en hy gaan weer opstaan. Hulle het almal getwyfel. Ons het dit ook saam bespreek. Maar nou ja, toe kom hy wonder en hy kom bewys hulle almal, kyk, my woord, en julle regtig glo. En weet julle vriende, jy kan dit glo, want gaan lees al die beloftes wat in Jesus se liefdesbrief vir ons elke ene opgeteken is. Weet julle, ons kan dit glo, want dit het alles waar geword. En nou ja, toe Jesus moes nou opgevaar het hemel toe sê hy, moenie uit Jerusalem uitgaan nie, wag, tot dit gekom. En Jesus moet dan sê, hy gaan vir hulle bemoediging stuur, iemand om hulle te lei. Nou wonder ek of daardie disipels nog gedink het, okay, as hulle iemand anders nou wat gaan kom, as 'n herder, of hoe gaan dit nou werk? Ek dink hulle het opgestink, hulle wag net seker vir 'n klop aan die deur, tot vir iemand moet oopmaak. Dis nou wat Jesus gesê het gaan kom. Maar ons weet hulle, as almal ons nou daar in die boventrek by mekaar gewees, maar nou moet ons mooi luister. Jesus het vir hulle gesê, julle moet by mekaar bly. Hoekom? Hoekom dink julle sou Jesus gesê het hulle moet by mekaar bly? Hoekom kon nie een daar in sy huis gesit het daar, ander een daar in sy huis daar? Hoekom moes hulle eintlik saam gewees het? Want is twee nie beter as een nie? Waar kom die Heilige Gees? Waar kom die Here by jou besoek? Wanneer kom hy jou besoek? Ek sê nie die Here is nie by jou as jy alleen moet bid, maar wanneer kom hy? Sê die woord net vir ons moet die bywoning van die kerke moet ons nie afwater en wegbly nie. Ek dink hulle hamer hy daar. Net soos hy dit nou vir die disipels gesê het, moenie weggaan nie. Bly by mekaar. Sien vriende, ek glo Jesus het geweet hulle elkeen is bang. Elkeen, natuurlik weet ons mos nou die Romeine is nog agter hulle boet aan. Want hulle wil nie hierdie ding van Jesus weet nie. So hulle sit daar in 'n kamer bo vertrek, ergens toegesluit. Maar ons lees, dit is so kosbaar. Ons weet mos as die een bang is, kan die ander een hom bemoedig. Ek meen as jy bang is vir die donker. Ek dink aan my dogtertjie, ek wil of sy luister. Kyk, die arme kind van my, ek weet nie jong. Sy word nou amper 19 maar. Sy is bang vir die donker. Sy kan nie in die donker in slaap. Daar moet of 'n lig brand of die TV moet aan, daar moet iets wees. Sy kan tot vandag seker. Dan sy nie donker alleen in slaap, soos sy bang. So kyk nou net hoe amazing is dit. So die lig wat brand gee vir haar rustigheid. Vriende, is Jesus nie die lig nie? Is hy nie die lig van hierdie wêreld nie? Dan kom hy mos en hy gee vir jou lig. Net soos die lig wat jou aan en afsit my dogtertjie laat veilig slaap. Rustig slaap. Net so kom die Here en hy sit die lig in jou hart. Sodat jy rustig kan wees. Die lig van die wêreld. Maar ons lees in Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind en die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos 'n vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek.
Jy sê vriende, dink jouself in, ja, sit jy in 'n boefretrek saam met al jou vriende. Dis mos nou nie bang nie. Maatjies is mos hier. Ewe skielik kom hierdie rukwind. Ek weet nog in daai tyd as ek 'n rukwind gehad het, ek op leef nie. Maar hier kom dit. Hier kom die Heilige Gees. En hy vul hulle elkeen. Hoekom? Want hulle het op Jesus se belofte gereageer. Hulle het vir hom geluister. En hy het gesê, julle sal die teken kry. Dat ek vir julle gaan stuur. Trooster. En daar kom hy. Kern ook van die is, hulle was almal eendragtig by mekaar. So. Hoe kom dit? Sien vriende, ons kan so dadelijk sê, ek hoor een keer, lees ek van 'n man wat 'n plaas gekoop het. Maar dit was baie jare lank was dit droog op hy plaas. Die grond was droog, die plante het verlek, alles het droog geword. Die grond het so hard geword dat nader half onmoontlik is om ewen net 'n pik daarin te kap en wat ook gewoon ploeg. Om jy met 'n ruk wat so geloop het, toe kom hy agter, maar weet jy, hier is 'n sterk waterbron wat hier onder sy plaas se grond is. Ek kry toe die mense die geleerdes en hy sê hoor hierso, ek gooi hierso 'n waterbron hier onder. Maar langs dan kort gaan maak oop. Daar kom 'n spruit deur van water. En dit gee die nat wat dit moet gee. Vir die grond, vir die plante, vir die bome. Ewe skielik begin die goed groei. Die goed begin mooi lyk, die goed begin groen word. Hy kom ploeg. Daar's water. Wat hy nooit geweet het daar is nie. Wat hy jare lank voor gesmag het en gewag het, maar hy het dit nie geweet nie. Hy het nie geweet daar is nie. Totdat eendag vir hom gewys is. So vriende, baie keer is dit dalk hoe ons Christene leef. Soos daardie droë grond. Ons probeer hard werk. Ons probeer hard vir God werk. Ons probeer die regte dinge doen. Sing saam in die koor. Lees ons Bybels. Maar daar is iets mis hier. Die vloei van die Heilige Gees is nie daar. Die Heilige Gees lei jou nog. Jy is droog. Totdat jy besluit maak om die Heilige Gees toe te laat. Om die lewende water in jou kraantjie oop te draai. Dan begin jy groei. Sien vriende, die Heilige Gees is 'n belofte van God. As dit nie was nie, sou dit nie in sy liefdesbrief gestaan het. Sou dit nie vir my of vir jou nog steeds beskore was vandag. Maar die feit bly staan. Dit is. Staan op God se woord. God se woord sê dit, hy beamoen dit en ek glo dit. In Johannes 14:16 staan daar. Amazing Jesus. Ek sal die Vader bid. Hy self. Sien, Jesus skree nog steeds vir ons in by die Vader. Nog steeds is hy ons advokaat. Maar ons moet eendag onthou, wanneer Jesus terugkom, gaan hy nie ons advokaat of ons maatjie wees. Kom hy terug om te oordeel. Ek praat nie van die weggeloop nie, maar van die wederkoms. Ons gaan verskil. Dan gaan hy kom om oordeel. Dan kom hy af met sy wit perd. Hy kom oorlog. Hoe maatjies maak. Ons maatjies is klaar nie. Maar sien, dan staan hy al weer vir ons op en hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie,
omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy sal by ons bly, hy sal in ons wees. Sien vriende, Jesus het geweet dat sy disippels nie die wêreld in hulle eie krag kan verander nie. Ook so nie ons nie. Ons kan onsself nie eers met ons eie krag verander. Ons kan nie, dis onmoontlik. Jy kan nie. Daarom beloof hy die Heilige Gees. En sien, daar gee hy klaar vir die Heilige Gees al 2 name. Die Trooster en die Gees van die waarheid. So daar die Heilige Gees al klaar twee doele, kan nou maar sê. Hy kom ons troos. Ek dink die disippels was seker baie hartseer geweest toe Jesus gesien opvaar het na die hemel. Jesus het hom nou net verloor in die dood en daar gat hy alweer. Ek dink dit is nogal baie hartseer geweest vir hom. Maar toe kom hy gee vir die Trooster. En die Trooster wys hulle wat is die waarheid. Maar vriende, dit het nie daar gestop nie. Daar is soveel ander take van die Heilige Gees. Sy werk is verskriklik. Maar hy doen dit. Kan jy my vra maar, hoe weet jy? Hoe weet jy die Heilige Gees? Hoe lyk hy? Hoe loop hy? Hoe ryk hy? Jesus sê mos, die mense kan hom sien. En hulle ken hom ook nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal wees. Hoe? Want God is drie eenig, Vader, Seun, Heilige Gees. Jesus het nie ook gesê, julle ken my, dan ken julle mos die Vader nie. Soos die Vader is, soos ek. En die Heilige Gees is ons deel van die Trinity. Dit is hoekom Jesus vir hulle kan sê, julle ken hom ons. Dis ek. Maar soos ek sê, die Heilige Gees het nog baie ander werke. Hy is nie net 'n trooster en die Gees van die waarheid nie. Hy is ons krag. Maar ek sal verder daar kom. Op 'n ander geleentheid. Soos ek gesê het, let op dat Jesus om die trooster noem, né? Dit beteken dat die Heilige Gees kom om te help, te versterk en te lei en te vertroos. Hoekom wil hy ons in die waarheid lei? Want onthou, wat doen die vyand? En kom ons ek wil vertel hoe klomp leuns. Iemand probeer dit, doen daai. En jy weet, okay, maar moet ek of moet ek nie? Gaan dit okay wees, gaan dit nie okay wees? En dan? Okay, wat gaan die nagevolge wees daarvan? Maar ja, dit is wanneer die Heilige Gees begin werk. Dit is wanneer die Heilige Gees moet jou praat. Dus jy moet nie dit doen, want dit gaan gebeur. Het staan dit nie in Spreuke geskrywe ook nie. As jy dit doen, gaan dit gebeur. As jy dit doen, gaan dit gebeur. Waarskuwings. Die waarskuwings is reeds daar. En die Heilige Gees kom net. En hy lig jou op en hy herinner jou aan die waarheid. En wat se waarheid is dan nog vir die Heilige Gees aan ons kom deel? Is dit nie die waarheid van Jesus nie? Is dit nie die waarheid van die Seun van God nie? Yeshua Mashiach, van sy geboorte tot sy kruisiging tot sy hemelvaart, is dit nie die waarheid nie? Is hierdie hele boek van Vader, hierdie hele Bybel, is dit nie die waarheid nie? Is dit nie die Heilige Gees wat ons help om dit beter te kan verstaan nie? Die Heilige Gees is die Gees van God. Dit is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek. Maar dieselfde Gees, vriende, wil in ons kom bly. Wat 'n beter ding is dit nie om jou nou te kom bly nie. Wie is ook 'n virus in hom? Nie een van ons nie. Dit is 'n virus wat jou siek maak. Maar dit kom bly in ons. Haat kom bly in ons. Verdriet kom bly in ons. Angstigheid kom bly in ons. Want hoekom? Want ons luister na die dinge van die wêreld. Ons gee aandag aan die goed van die wêreld. Ons maak onsself so vol van goed van die wêreld. Maar waar die plek is vir die Heilige Gees. Waar moet hy gaan bly?
Want by lig en donker kan nie saam bly. Net soos jy ook nie vir 2 baase kan werk nie, dit staan in die woord geskryf. So wie gaan jy plek maak? Weer eens sien vriende, dit is waar jy die keuse moet maak. Dit is waar jy moet besluit. Vir wie gaan jy plek maak? Wie wil jy in jou laat woon? Al daardie lelike goed van die vyand of vir die Heilige Gees, omdat die Heilige Gees kom en hy kom maak skoon. Hy gooi alles weg. Alles. Hy punt jou oor van binne, nie van buite nie. Buite is wat die wêreld sien. God wil binne sien. God kom genees jou binne. Woord sê ook mos, God kom gee vir jou 'n nuwe hart. En sy Gees. Kom aan vriende, is dit nie die moeite werd nie? Om dan in daai vrede en daai vreugde te kan gaan leef nie. Sien, die Heilige Gees is nie daai emosies wat 'n mens soms in die kerk voel. Want die emosie is nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die lewende teenwoordigheid. Hoor mooi vriende. Die lewende teenwoordigheid van God wat saam met ons wandel elke sekonde van elke dag. Dis die Heilige Gees. Maar ek wil hê julle moet dit sien, die groter prentjie. God se Gees. Dis nie enige Mickey Mouse nie. Dis nie iets wat jy kan koop met geld nie. Jy hoef dit nie eers te koop vir geld. Jy moet net jou hand opsteek. Jou hart oopmaak. En sê, vul my. Vul my, o Here, met u Gees van waarheid. Geliefdes, dink net hoe anders het die disippels geword nadat die Heilige Gees in hulle ingekom het. Ek meen, voor daardie Pinkster was hulle bang moes, onseker, verward. Dit is hoekom hulle binne bo vertrek van wegkruip het en hulle self toegesluit. Hulle was bang vir die mense. En ons weet almal van Petrus se eerste preek. As ons nie weet, gaan ek dit vir ons aanhaal. Maar soos julle sien, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het hulle ook vrymoedigheid ontvang. Onthou, die disippels was nie geleerde mense soos die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, wat gedink het hulle is hierdie high and mighty, fancy ouetjies. Nee, dit was vissermanne, man. Hulle het net skool gestap het. Kyk, daar kom die Heilige Gees in vissermanne. En hy kom openbaar vir hulle nog meer as wat Jesus hulle geleer het. Gewone mense, soos ek en jy. Dit is nie nodig om 1000 goed voor jou naam te kan skryf nie. Om jou slim te laat lyk. Jy weet jou hart oopmaak vir die Heilige Gees. En hy sal jou lei. Hy sal jou help, hy sal jou optel. Sien vriende, die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie. Hy verander mense. Hy verander hoe jy dink. Hy verander hoe jy leef. Hy verander hoe jy praat. Hy verander jou hele menswees. Onthou, die Heilige Gees is spoedig. Hy sleep nie sy voete nie. Hy het ons in hulle aangekom soos vuur. Sien vriende, ek dink vandag meer as ooit benodig ons elkeen meer kennis oor God. God se wil. Ons benodig sy teenwoordigheid in ons lewens. Veral in hierdie wêreld wat ons in is vandag. Ons het dit nodig. Ons benodig die trooster in ons huise, ons werksplek. Maar die belangrikste van alles is in ons harte, in ons gedagtes. Want waar kom die vyand om aan te val eerste? Kom ons na jou gedagtes doen. Dit wat in jou gedagtes is, gaan na jou hart. En dit is presies daar waar die Heilige Gees so kluis deur kom bou. En hy sit vir hom daar op nou in. Dis vir die Heilige Gees.
en beskerm ons van binne af. Vriende, dink nou net weer eens daaraan, die Heilige Gees. Is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het. Ek dink ek het dit al gesê, maar ek wil dit regtig daarop hamer. Dis daardie selfde Gees wat saam met die God wat hierdie aarde en alles gemaak het, gesweef het oor die aarde. Wat alles gemaak het, alles wat in ons kom woon. My genade, hoeveel krag het ons nie dan? Hoeveel krag het ons nie dan om op te staan teen die sonde, teen die vyand, teen die verkeerde goed? Hoeveel krag het ons nie? Vriende, ek dink ons laat toe dat ons die vyand in 'n beker te sit of in 'n vuurtjie boksie. Dit is hoe groot dit is. Of miskien 'n skoenboks, dit is hoe groot dit is. Ons bepaal sy grootheid in ons. Ons sien nie die groter prentjie. Dit kan nie die Heilige Gees in 'n boks sit. Want die aarde is te klein om hom in te pas. Selfs soos God ons gesê het, waar wil hulle vir die Israeliete, waar wil julle vir my 'n woonplek maak? My voete is my voete is die kussing die aarde is die kussing van my voete. So waar wil julle vir my woning bou as hy so groot is? Die Heilige Gees en God is een. Hoe kan jy met 'n skoenboks of 'n vuurtjie boks? Dit is groter as dit. Dis ons wat hom klein maak. Dis ons wat hom klein dink. Ja, hoe kan mens dit nou weer reg? Môre is maandag. Hy probleem met die werk. Hy persoon met die werk. Ek weet nie hoe gaan ek dit hanteer nie. Genade, daai vergadering, weet nie wat ek gaan sê nie. Genade, nie daai en die en dit. Waar is pyle? My kar is leeg. Hoeveel keer het jy nou al die Heilige Gees klein gemaak? Hoeveel keer? Was op te staan en sê, Here, die Gees lei my ons. Die Gees gee my ons die antwoord. Jesus het ook gesê vir sy disippels, moenie bekommer oor wat julle gaan sê nie, want as die Heilige Gees oor jou kom, hy sal vir jou leer. Kom my vergadering môre af, Heilige Gees lei my. Asseblief. En hy sal jou lei. Maar nou wil jy al 'n dag voor die tyd of 2 dae voor die tyd, wil jy nou sit met jou hand in jou hare, met jou doodstres. Hoekom? Want daardie vyand het nou weer 'n saadjie kom plant. Nou het jy daai saadjie gevat en in jou hart gesit en nie hom laat gaan. In plaas van net om oor te gee vir die Heilige Gees. Dit is sy werk, vriende. Soos die Handelinge 1:8 ons sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nie julle gaan miskien nie. Dit kan dalk gebeur nie. Nee, julle sal. Sien vir voor die uitstorting van die Heilige Gees, soos ek gesê het, was die disippels mos bang. Hulle was swak. Hulle het gevrees vir hulle lewens. Ek meen, Petrus wat Jesus verloon het. Thomas wat getwyfel het. Ek het nou daaroor gepraat. En soos ons sê, ons die disippels het hulle self toegesluit uit vrees. Vrees vir mense. En ons moet bang wees vir mense nie. Ons moet eerder bang wees vir die een wat liggaam en siel kan doodmaak. Nie vir net vir die wat jou liggaam kan aanval. Ek sê wees op ons hoede. Ons is nie om te vrees vir hulle nie. Hoe vrees ons? As ons nie Jesus groot maak nie. Daai mense loop rond en gebruik hom, sy naam as 'n kragwoord, maar weet julle eintlik? Ja. Hulle gebruik altyd ons Skepper se naam as 'n kragwoord. Om 'n indruk te maak, om te wys hoe ek is groot, ek is sterk. Ons weet waar op wat afspeel, net. Maar hulle so swets. Gebruik hulle sy naam as 'n kragwoord. Hoekom sy naam? Jy het ooit daaraan gedink, hoekom sy naam gebruik as 'n kragwoord in 'n sin? Ek weet hulle doen dit verkeerd. Maar hulle weet seker daar's krag in sy naam. Hoekom anders wil hulle dit gebruik? Praat dit nie goed nie. Ek sê maar net. So as krag in sy naam. Maar jy moet dit nie so gebruik.
Ons staan op daarvoor. Ek het reg gewoond as iemand dit doen. As ek hoor jy sê het almal nie so klaar gebid. Ek glo nie so snel. Sê ja, jy gebruik sy naam. Sê amen. Ons het nog gepraat. Amen. Maar skielik kyk al gekry, maar weet jy wat, ek staan op vir sy naam. Ek sal, want ek kan bid. Hy is my rots. Hy is my anker. Ek het nie nodig om bang te wees nie. Hier staan nog. Handelinge 1 vers 8 sê die Here ons. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Krag. Krag in sy naam. Ek dink dit is wat die wêreld nodig het, is meer van sy krag. Vriende, baie van ons probeer vandag die Christelike lewe leef sonder die krag van die Heilige Gees. Ek dink ons hou dit soos in 'n blok wat jy elke dag doen, wat jy moet doen, jy moet se moenies. En dan wil ons net die blokkie aftik, okay, dit sorg as ek in kerk en Bybel lees, okay, dan kyk jy aan. Dit is hoe dit werk nie. Die Heilige Gees wil deel wees van elke sekonde in jou lewe. Hy wil deel wees van elke besluit wat jy maak. Daar wil hy deel wees. Nie net wanneer jy nodig het nie. Hy is nie 'n genie wat jy net so kan uit 'n bottel uitkry. Maak hom dalk net bedroef ook nie. Vriende, die kerk het vandag nie net meer aktiwiteite nodig nie. Ons benodig die krag van die Heilige Gees. Ons almal weet die Heilige Gees bring verandering. Dit is ook ons maar sien, vriende. Dag nou skry so 'n half glimlag. Wanneer die Heilige Gees na jou toe kom, hy kom woon in jou. Weet jy, hy is so amazing. Hy kom nie leehande daar. Hy kom met alles daar. En hy bring vir jou die grootste geskenk wat jy ooit in jou lewe kan ontvang. Wat kos dit van jou? Weereens, dit gaan iets van jou kos. Jy moet dit wil aanvaar. Jy moet dit wil vat. Jy moet daai honger weet, honger hê vir dit. Onthou, die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy gaan hom nie op jou af forceer. Keuse bly binne. Dis om God ons eie willetjie gegee. Daardie willetjie. Ek wil die Here loof en prys. Ek wil die Heilige Gees in my hê. Vriende, en as jy dit gesê het, nê, kom jou geskenk. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees bring vir jou, want hy is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, trou, sagmoedigheid en selfbeheersing. Wow. Alles vir my en vir jou. En hy het genoeg. Hy word nie leeg nie. Dit is soos 'n kredietkaart. Hy het nie 'n limit nie. Jy kan gebruik. En as jy weet, jy sukkel met vriendelikheid, jy sukkel met goedheid. Weet jy, die Heilige Gees is liefde ook. Want as hy nie liefde was, sou hy nie liefde vir jou gebring het. En jy kan hom vra, weet jy, ek sukkel met dit. Hy sal by jou stil staan. En hy sal jou help. Hy sal. Hy is nie soos die vyand wat sê, hoor jy, doen dit, doen daai en die vir jou jok nie, jou mislei nie. Sy woord is waarheid. Sien vriende, wanneer die Heilige Gees in mens werk, verander dinge. God verander nie net dan jou omstandighede. Hy verander jou hart. Hy gee vir jou daardie hart van vlees. 'n Hart waarmee hy kan werk. Dis die Heilige Gees. Vriende, dit borrel so in jou wanneer die Heilige Gees in jou is en jy weet dit. Maak nie saak wat oor jou pad kom. Hy is met jou. Sien vriende, mense wat eens vol woede was, kry vrede. Mense wat gebroken is, hulle kry hoop. Jy leef want jy is nou ver genoeg. I've got enough. I'm happy where I am.
Weet julle wat sy grootste belofte? Die ewige lewe. Hierdie aardse lewe is so oogblink verby. Waar gaan jy die ewige lewe? Die Heilige Gees kom lei ons mos. Ons ontvang ons bevryding. Hy maak ons los van die oog. Nie vriend ek wil sê, die Heilige Gees is baie weg. Nie net 'n bietjie. Ons weet mos hoe die Heilige Gees die disippels gelei het. Daardie manne wat amper nie eens 'n woord kon gespreek het nie. Daar die Heilige Gees gekom. Petrus het daar opgestaan. Dis hoor dat gelei daar bo in die plek. Mense is seker 'n bietjie gehamer. Hulle seker weer van vroeg af lekker dronk. Ek het Petrus wat hom sê. Nee broers, dan maak 'n voetjie. En hy staan daar vol krag. Vol krag. Ek dink amper daai plek musiek gegroei het. Want die Heilige Gees is nou almal. Nou daai lig is aangesteek. Hy brand. Ek dink jy weet daar skrik gelyk so die son wat opkom. Binne daai kamer. En daar kom hulle uit. Kom die son uit, kom die lig uit. Die vriende, toe het hulle uitbeweeg. Toe het hulle die lig na die wêreld toe gebring. Toe het hulle Jesus verkondig. Sien julle daai prentjie? Hoe die lig klein was. Daar bo vertrek. Dit word al groter en groter en groter. Hulle maak die deure oop en staan op die stoep. Toe plof dit. Toe plof dit. Hoe skyn daai lig nou tot vandag toe? Van daar af tot in Suid-Afrika. So groot dat daai lig nou ontplof. En Petrus trek daar los en hy gooi 'n preek daar. 3000 mans alleen tot bekering gekom. En ons weet al te goed in daardie tyd, want die vrouens baie gehoorsaam aan die mans. En die kinders. Dis is vandag. Soos daar 3000 mans was. Waar is die vrouens en die kinders? Van hoeveel mense praat ons dan eintlik? Die man het die autoriteit in die huis. Hy gaan hulle mos nou lei. Hy gaan hulle van die waarheid vertel en hulle gaan gedoop word. En hulle gaan die Here aanbid. Loof en prys en hom volg. Sien julle vriende wat die Heilige Gees doen. En dit was een persoon. Ons weet almal hoe hulle die wêreld toe ingegaan het. En die woord gaan verkondig. Die mense na Jesus toe getrek. Vriende, die Heilige Gees bring eenheid. Bring mense by mekaar. Waar vrede en vreugde en liefde is. Handelinge 2 vers 1 sê vir ons, en toe die dag van die Pinkster aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Waar het gebeur? Kom ons kan sê dit is waar hulle kerk gebeur. Daar waar hulle besig was met die woord van God. Okay, om aanbid, om loof en prys. Daar. Die Heilige Gees werk daar waar eenheid is. Die vyand, ons weet almal, hy bring verdeeldheid. God bring eenheid. Want hy weet mos as 'n mens alleen loop, die vyand, gaan jy mos val. Jy gaan seer kry. Jy gaan sukkel om op te staan. Maar waar eenheid is, as jou vriend langs jou val, tel jy hom op. As jy val, tel jy jou op. Dis wat gebeur. Dis wat gebeur, vriende. Weet julle, tot in die Ou Testament, en in Joël 2 vers 28 staan daar geskrywe, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En dit staan al reeds in die Ou Testament, vriende. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigtes. Waar beloof God al reeds die uitstorting van sy gees? Sy gees, vriende, kry dit in jou gedagtes, voel dit in jou hart. Dis verniet. Jy moet net 'n keuse maak om te vat. Dis verniet. Hoe kan 'n mens God se gees wat vir ons beskore is, vir ons elkeen,
van die hand is. Hoe kan jy daai groot geskenk weier? Hoe kan jy daai geskenk op jou drempel laat kom en nooit hom oopmaak? God se gees. Ons praat nie hier van Disney World nie, Mickey Mouse koek nie. Ons praat nie van die waarheid. Vriende, geliefdes, die kerk benodig vandag weer 'n Pinkstervier. Nie net emosie nie, nie net tradisie nie, maar die ware werking van die Heilige Gees. Hoeveel van die kerke dink ek is die Heilige Gees buite gelos? Hoeveel kerke het die Heilige Gees met binne in hulle? Kom dink julle maak die kerke so toe? Kom dink julle is al so 'n skinder in die kerk? Ja, vriende, gelowiges doen dit ook. Sogenaamde Christene. Hoeveel verleiding is daar nie in die kerke vandag nie? Hoeveel kerke steek die waarheid weg? Hoeveel kerke gaan dit oor die mens en wat jy vir jouself kan doen? En dan het hulle nog die audacity om te sê, God luister vir ons. God luister nie vir ons. Ons moet vir hom luister. Hy is die almagtige. Nie soos vandag se kinders, waar die ouers vir die kinders luister nie. Nee. Kinders luister vir die ouers. Want hoekom? As jy nie al klaar deur jou leerskool, as jy nie wyser as hulle nie, hoe kan jy daai audacity hê om te sê, God luister vir jou? Of hy vra 'n mens raad. Wat het hy met Job gedoen? Het hy nie vir Job gesê, waar was jy toe ek hierdie aarde bymekaar gesit het? Waar was jy? Maar dit is ook 'n boodskap heel op sy eie raai. Sien vriende, die disippels het die wêreld verander, omdat hulle vervul was met die Heilige Gees. En God wil nog dieselfde doen vandag. Waar gaan ons begin? Hoe gaan ons dit regkry? Vriende, begin by jouself. Tussen jou en God, as daar iets is dat tussen jou en God is, wat jy nog nie gaan uitklaar het nie, wat jy nog nie gaan oor vergifnis vra het nie, is vandag die dag. Moenie meer tevrede wees met hierdie droë geestelike lewe. Gaan kry die stroom van lewe, die lewende water. Vriende, God wil hom vir ons elkeen gee. Hy smaak daarna. Ja, hoekom moet ons hom so bedroef en dit nie wil aanneem? Lukas 11 vers 13 sê vir ons, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vriende, wat kos dit ons? Wat kos dit ons? Die grootste geskenk wat daar is van die hand te bewys. Miskien voel jy vandag geestelik droog, miskien voel jy uitgebrand. Miskien het die vuur in jou hart begin doodgaan. God wil jou weer vul. Hy wil jou hernie. Vriende, maak jou hart oop vir hom. Bid weer. Soek sy teenwoordigheid. En laat die Heilige Gees 'n nuwe vuur, 'n nuwe lewe en 'n nuwe krag in jou binneste uitstort. Vriende, hy is nog beskikbaar. Hy is nog daar. En hy wil so graag help. Hy staan daar, hy wil inkom. Jy moet die deur oopmaak. Hy gaan nie afskop. Jy moet hom oopmaak. En die Heilige Gees in ons uitstort, vriende. Dat ons ook, so dat prentjie wat ek nou geskets het, waar daai klomp disippels die Heilige Gees ontvang het.
Maar hy lig nie eers so klein gebrand het. Begin hy groter, helder, en toe laai deur oopmaak. Dis dit die werk vir. Net so, vriende, dat ons ook vandag die wêreld gaan vul met die Heilige Gees, met daardie lig, en met alle geskenke wat hy vir ons, 'n geskenk wat hy vir ons bring, die vrug wat opgeskryf vir ons in Galasiërs. Maar kos jou sê ja, bid weer, vra, klop, soek, sal vind, klop, jou sal opgemaak. Bid, God sal jou antwoord. Hoe weet ons dit alles, vriende? Eerstens staan dit in die Bybel, woord van die waarheid. Die waarheid, die woord is waarheid. En tweedens kom dit uit ons Verlosser se mond. Hy het gesê, dit sal so wees, en dit gaan so wees. Die vyand kan dit nie stop nie. Net ons kan dit stop. Net ons kan sê, nee, dankie nie vandag nie. Hoe weet jy of môre vir jou beskore is? Hoe weet jy dat jy môre nog nie gaan wees? Hoe weet jy of jy vanmiddag nog nie gaan wees? Hoe weet jy as jy op pad huis toe is, en nie dalk op pad hemel toe is, of na die ander kant toe is? Vriende, die tyd is nou. Moenie uitstel. Moenie wag. Daar is 'n mooier môre vir jou. Daar is 'n beter lewe vir jou. Vir my en vir jou. Daar is. Maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Dat hy jou kom vernuwe. Dat hy vir jou daardie krag kom gee. Dat hy jou tong losmaak. Dat jy ook kan getuig. Dat ons Verlosser jou getuig. Vriende, daarna weet ons wat ons Verlosser vir ons gedoen het. Hy het vir ons 'n verbondsmaaltyd opgerig. Waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut word. Iets om aan hom te dink. Iets om verseker te wees. Hy gaan terugkeer. Dit is op pad. Vriende, dit is hoekom hy vir ons gelos het met die nagmaal. Wat in die eerste plek 'n gedagtesmaaltyd is. Want die Here het ons gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die tweede plek is dit 'n waarborg. Wat hy gesê, dit is my liggaam en my bloed. Die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here met mekaar. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Die vierde plek, vriende, verkondig van ons toekomsverwagtinge. Ons verwag ons dat hy gaan terugkom. Hy het ons so gesê. En die Here is een met ons. En in die vyfde plek, vriende, is dit 'n vreugdefees. Ons kan jubel en juig daaroor. Nou sit dit. Weet julle hoe bang is die vyand nou? Hy sit dit. Nou het jy nie hou vas op jou. Want jy is besig met die vreugdefees van Jesus Christus se terugkeer. Jy is besig dan. Jy verkondig dit. Jy hou daar vas. En hy kan niks daaraan doen. Hy vyand. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Dit staan vir ons opgeskryf in 1 Korintiërs 11:27. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of in die beker van die Here drink, skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskry. Ek gaan nou net 'n minuut of 2 gee. As daar enigiets is wat tussen jou en God wil staan, kan ons nou
net aan sy voete toe gaan en daar by hom kan bely. Johannes 6 vers 53 sê vir ons, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle Vader die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink. Dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is